Goeiedag. Het is so lekker om weer by jou te kuier. Dankie Patmos dat julle ons soveel jare al opneem. En ek wil sê, baie dankie ook vir terugvoer. Ek was nou die dag by begrafnis, toe kom 'n ou dowe vriend van my, miskien kyk hy nou, hallo, en hy sê vir my, wow, die opname by Patmos is die beste. Die beeld is goed, die naby is goed. Hy het ook gesê, ek moet so 'n bietjie verbeter op my gebare. Ek sal moeite doen, maar baie dankie vir Patmos, en veral my vriend Wikus, wat die moeite doen, en vir ons ook hierdie program moontlik maak. Hulle vra ons nie geld nie, en daarom ons ook bid, dat hierdie bediening van Patmos ook sal vrug dra, dat hulle ook sal ervaar seën vir hierdie soort saad wat hulle saai in dowe bediening. Ek wil die volgende paar weke met jou praat oor Jesus se ontmoeting met vrouens. En dis vir my interessant dat Johannes meer skryf oor Jesus se ontmoet met vrouens as die ander evangelies. Johannes, jy sien die gebaar Johannes, in dowe taal beteken dit hy was naby die hart van Jesus. Dis asof 'n mens wil sê, hy was 'n bietjie meer sensitief, bietjie meer sag. Hy het oor dinge geskryf waaroor die ander evangeliste nie wou skryf nie. Die ander is meer streng, kwaai bietjie, hulle vertel die wonderwerke, maar Johannes nie wegsteek die storie waar Jesus ontmoet vir vrouens. Ons moet onthou, lankal kultuur was anders. Vrouens is gesien as minder, nie so belangrik, en ook veral die geestelike leiers, hulle sal nie sommer met 'n vrou praat nie. Maar ons weet, die Bybel het Johannes het 'n paar voorbeelde. Soos waar Jesus met Martha praat oor Lazarus, 'n lang gesprek met haar, waar hy vir haar verduidelik in Johannes, waar hy vir haar sê, ek is die opstanding en die lewe. Want Martha was baie teleurgesteld, haar broer Lazarus is dood. Sy sê, Jesus, as u was hier, dan sou alles verander. Maar ek gaan later oor Martha praat. Vandag wil ek praat oor Jesus en die Samaritaanse vrou. Daardie Samaritaanse vrou, Samaritaan is half Jood, die Jode snob, hulle hou nie van hulle. Ek het so ruk terug ook hierdie stuk gepraat oor die put, ontmoet vir Jesus by die put, jy kan dit gaan soek ook by Patmos, maar waarop ek wil fokus is, hierdie gesprek, waar Jesus praat met die vrou by Jakob se put, is die langste gesprek in die Bybel, tussen waar Jesus met iemand praat. Die slim mense gebruik die woord, dis die langste teologiese gesprek wat Jesus met iemand het in die Bybel. Want hy verduidelik vir haar baie diep en hy gesels met haar en hy praat met haar oor water. Johannes is die enigste een wat skryf oor die eerste wonderwerk van Jesus by die troue. Sien jy dat Johannes mis nie ek wil amper sê die romanse tussen man en vrou, die gedagte van 'n bruid vir die bruidegom, daardie gedagte van dat Jesus die ewige bruidegom is. Want hy vertel van die troue waar Jesus water in wyn verander.
En dis baie belangrik, daar by die water en die wyn, het Jesus vir hulle gesê, bring 6 kanne. En ek weet, ek het al voorheen vir u verduidelik, 6 kanne, hoekom? Want 6 is die getal van die mens. Die mens is geskape op die 6de dag. En nou verander hy 6 kanne water na 6 kanne wyn. Dit beteken eintlik dat Jesus vat ons almal en hy's bereid, sy werk is om almal se lewens, almal te red. Daardie verandering van gewoon na iets besonder is bedoel vir elke mens. En nou hier weer kom die getal 6, waar Jesus met hierdie vrou praat. En sy's verbaas, hoekom Jesus ontmoet vir haar daar by die put. Sy's alleen, wat vir jou sê, sy's nie deel van die groep, waar die vrouens praat, en skinder en lag, en sommer net gesels by die put. Nee, sy kom later, want sy's ongemaklik. Sy het 'n slegte naam. Ja, Jesus sê vir haar, jy het 5 mans gehad, maar nommer 6 is nie jou man. Wat bedoel hy? Onthou wat ek sê van 6, die getal van die mens? Hy sê eintlik vlees, die mens sal nooit weer oor jou heers nie. Ek sal vir jou water gee. Wow. Jy sal nooit weer dors. Want as Jesus vir jou water gee, hy is die water van die lewe. Hy gee die water, en daardie water in my gees, sien ek hoe daardie water verander in wyn, en wyn is die simbool van die bloed, daardie water wat jy drink, daardie fontein van Jesus se lewe in jou verander. Dit bring 'n wyn, iets soos 'n nagmaalverbond, 'n bloedverbond met Jesus self. Dis hoekom hy vir haar sê, vlees sal nooit weer jou baas wees nie. En hierdie vrou, hierdie laafvrou, hierdie vrou wat al so baie mans gehad het, hierdie vrou met die slegte naam, hierdie half Jood met wie goeie mense nie wil praat, word een van die grootste getuies van Jesus Christus. Omdat hy haar ken, omdat hy belangstel haar storie, omdat hy met haar deel, en hy gee vir haar die water, gaan sy, en wow, sy word 'n groot evangelis. Sy gaan na haar stad, en die Bybel sê, die stad het tot bekering gekom deur haar storie. Want Jesus stel belang in die storie van elke vrou. So suster, ek wil vandag vir jou sê, die Here wil vir jou water gee. Water wat verander in die beste wyn, die bloed van Jesus Christus, wat jou verlos van vlees, sodat sy gees altyd oor jou heers, en jy gereed word vir jou ewige huwelik, die bruilof van die lam, in ewige heerlikheid. Is nie te laat nie, kom ons bid. Here, dankie dat u vandag ook met die hart van 'n vrou praat. Een wat terugkyk en sê, maar een wat kan sê, Here, gee my die water. Gee my die water, dan sal ek nooit weer dors. Want ek is in verhouding met Jesus Christus, wie se bloed my vrymaak. Dankie Here vir die Heilige Gees wat ons leer en lei, en ons gereed maak vir ons groot dag saam met U. Amen.